Ja, vandag 6 Maart en ons gedagtes is gerig op die Paasfeesviering wat kom. Die pad na die kruis en die opstanding. Ja, Paasfeesviering. En vandag kyk ons na die belofte van 'n redder. Selfs na die mensdom se eerste val, het God onmiddellik 'n plan vir verlossing in werking gestel en 'n verlosser beloof. Genesis 3 vers 15 is 'n kragtige paasgedagte, want dis 'n belofte van God homself al in die vroegste tye oor die Christus wat hy gaan stuur, Jesus. Hier is hoe Genesis 3 vers 15 lees wat God sê. Hy sê, en God het gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou nageslag en hare. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Luister, die eerste fluistering van hoop, net na die mensdom se sondeval, toe dinge op sy donkerste gelyk het, word Genesis 3 vers 15 die proto-evangelie genoem. Die eerste evangelie op goeie nuus. Dit is die vroegste profesie van 'n verlosser gewees, die slang se kop en die verlosser se hakskeen. Die hy wat die slang se kop sal vermorsel, word verstaan as Jesus. Sy dood aan die kruis, die vermorsing van sy hakskeen, het gelyk soos 'n oorwinning vir die bose, maar dit was eintlik die beslissende slag wat die mag van sonde en dood verpletter het, die vermorsing van die slang se kop. Paasfees is die uiteindelike verklaring van daardie oorwinning. Jesus het nie in die graf gebly nie. Nee, hy het opgestaan, wat bewys dat die slang se kop inderdaad vermorsel en verpletter is. Jesus se opstanding is die triomf oor sonde en dood, wat al reeds in Eden beloof was. So, Genesis 3 vers 15 is 'n pragtige herinnering dat God van die begin af 'n plan vir ons verlossing gehad het. 'n Plan wat gekulmineer het in die hoop en nuwe lewe wat ons met Paasfees vier. Dit wys vir ons dat Paasfees nie net gaan oor wat gebeur het nie, maar oor die groot en kragtige belofte wat deur die millennia heen gehou is. Dit is die God wat ons dien. Dit is hoekom Jesus vir ons sondes geboet het en ons plek aan die kruis ingeneem het. Seën en vrede vir jou geliefde kind van God. Tot môre. Amen.